Hierdie program word geborg deur DigiCards. Hallo daar en welkom weer by Hart en Siel van die Tuinroete. Daar's 'n bietjie lawaai om my vanoggend en die verskriklikste lekker reuke. Ons kuier vandag by François Ferreira se akademie. En by my is Sherry, ons hoofkok van die plek. Baie welkom op ons program, Sherry. Baie dankie. Sherry, hier is 'n groot geskiedenis aan hierdie gebou en ek dink baie Georgians weet dit want hulle onthou vir ou François en hulle ken al daai dinge. Eerstens wil ek vir jou vra, hoe het jy en François bymekaar gekom en gee vir ons so 'n bietjie van 'n deurloop tot waar jy nou is met hier. So my naam is Sherry Lynn Speelman en ek is gebore en getoe in George. Ek het my hele lewe lank my kleintyd hier spandeer, laerskool in George, hoërskool in George. So ek was maar altyd besigheidsaangedrewe want my vakke op skool was meer besigheid as wat dit kook was. So ek het glad nie vryheidsstudies gehad nie. En na ek gematrikuleer het ek besluit om 'n gap year te vat want ek was op daai oomblikie seker wat ek wil word nie. Op 'n tyd wou ek 'n nurse word, maar toe ek sien wat dit behels toe is die bloed en die goal nie vir my nie. So dit het ek laat staan en ek het toe aanbeweeg om vir 'n musiekwinkel te gaan werk. En in my 4de jaar was ons retrench gewees. En in daai jaar van 2014 hou Chef François toe 'n oop dag. Okay, dus die premises alles was nog daar in Jokstraat, né? Yes, in Jokstraat, korrek. En kook was nog altyd in my familie gewees. As jy aan my vader en moeder se kant kyk, hulle al twee se familielede was kokke. Nie getrein nie, maar self geleer. So, en dis maar waar jou passie saam met die hele ding toe nou begin. Beslis, dit wat ek ingeneem het as 'n kind. Roer hier, kook daar, hou hier dop. En dit het ook ingekom by die feit dat my ma het baie nagskof gewerk. So klokslag elke dag. As ek uit die skool uitkom, dan sy al klaar vir my pakkie gelos met instruksies wat moet gedoen word. Ek was aangehou deur 'n vriendin om 'n kans te vat. En ek is toe deur op 'n dag toe en ek stap by Chef François en Chef Pieter in, wat daai tyd een van sy fasiliteerders was. En ons sit toe. En onmiddellik toe klik dit nie. En van daai tyd af was ek nog nooit weg van Chef François af. Okay, tot jou kursus sommer toe begin? Hulle het 'n kursus aangebied wat 3 maande geloop het. So dit is 'n dit is nie die een wat jy nou het nie, dis 'n korter enetjie dan. Ook een wat ons aanbied. Okay. Ek het op dit gegaan en suksesvol gewees. En Chef François het my toe teruggeroep na die tyd, na my praktiese gedeelte klaar was. En hy het gevra, hoe voel jy om vir my te werk en te intern? In return dat jy dan jou kwalifikasie deur ons kan kry deur die tyd wat jy vir ons inplog. Want ons dink jy het 'n talent, jy is fantasties. En ja, hoe sê hulle die res is geskiedenis. En toe het François nou begin praat van die plek, want ek weet dit is ook nou maar 'n hele paar jaartjies terug al. Maar dis maar nog sy jongste baba gewees hierdie voordat hy oorlede is. Vertel vir ons gou net van die oorskakeling. Dis maar 'n skuif. So in die lewe gaan alles oor seisoene. En met oral waar die François Ferreira was, of dit nou by die PW Botha skool daai tyd, PW Botha nou HTS Eden, of by Mount View of hierso, dit was die François Ferreira se seisoen om by elkeen te wees. En Chef was gunstig genoeg om na hierdie plek te kom kyk. Ek onthou die dag wat ons hier inloop. Dis 'n luukse sportmotor waarnys gewees. En die karre was so uitgestal. Maar 'n wonderlike spasie. En as jy dit vergelyk met dit wat nou hoe dit nou lyk, kan jy nie sê dit was eens net 'n leedop gewees nie. So dit was die vertroue dat ons plekkie vir ons eie kan hê. Waar ons regtig kan ontskep in dit wat Chef François wou gehad het moet gebeur in praktyk. En wat bied julle huidiglik vir ons studente aan? Dis nou jong skoolgangers wat kan uitkom, maar dis nie net dit nie. Julle bied nou Saterdag, daar's nou sommer, wil jy gou vir ons kykers bietjie vertel wat presies bied julle aan? Definitief. So ons core besigheid is opleiding. Yes. Boonbehalwe dit is daar ook lyne wat rondom dit vloei.
Byvoorbeeld ons doen kinderskoolklasse en ons doen grootmenskoolklasse. Okay. Ek moet sê in die afgelope jare loop die klasse vol en is gewild en mense geniet dit. Want hoe dit werk is ons set vir hulle cuisines van die wêreld uit, of dit nou Meksikaans is, Spaans is, Koreaans, al daai dinge of Indian. Maak nie saak wat jou geliefd is nie, kan jy saam met ons kom kook. So ons stel ons gekwalifiseerde chefs beskikbaar vir dit. So julle as die publiek kom kook dan met ons en julle kry die tips en tricks intussenin wat om te maak om jou kook suksesvol te laat uitkom. En dan jou produkte neem jy huis toe. En dis dieselfde vir die kinders. In terme van die produkte wat ons bied vir iemand wat formeel gekwalifiseer wat nou wil kwalifiseer, Yes. wat nou jou voetspore wil volg. Ja. Hoe werk julle in So daai aspek? ons het 'n mynprogram Ja. wat oor 3 jaar hardloop. En hoe deel julle dit op? Ons het So nou net daaroor ons deel dit gepraat. op in die feit dat ons by 2 geakkrediteerde liggame geregistreer is. Die reël is as jy 'n chefskool in Suid-Afrika operate en jy wil internasionale kwalifikasie bied, moet jy geregistreer wees onder die QCTO wat die Dit maak ook Suid-Afrikaanse sin, want Quality ja, dan is Council dit for nie Trades kwaliteit nie, is. daar sal. Ja. Okay, en? So dit is 'n mandatory requirement. Okay. So ons is geakkrediteer onder QCTO wat jou ambag is of jou ambagsgraad is. Ja, sy. En Highfield wat dan ons internasionale kwalifikasie is. Okay. En onder die twee bied ons occupational certificate chef aan. Ons bied professional chef diploma, professional chef patisserie en bakery en confectionery en dan bied ons supervision en management aan op 'n level 4 internasionaal. En daai ene is die een wat julle finansiëel alles, daai chef leer om 'n besigheid van die grond Ja, af op te dit tel. is 'n kykie fantasties. aan die besigheidskant van 'n kombuis en hoe om dit te run, budgets, costings, menus. So important. Ja. Julle vloer soos wat julle hom nou het hier, so dis pragtig, julle het hierdie mooi ingang, maar hoe gebruik julle julle kombuise? So ons wil hê dan moet 'n studentevloei in die klaskamer wees, in die praktiese area en in die werksplek. En dit is hoe ons hom integreer en dit is wat werk vir ons. Dan het jy full circle beweging totdat die student dan uitvloei nadat hy gekwalifiseer het. So op die oomblik wat julle hierso sien is dan die feit dat ons 'n jaar 1, 'n jaar 2 en 'n jaar 3 in die klaskamer hardloop. Okay. So die studente op die vloer is die jaar 1, so hulle is ons splinternuwe intake van Februarie en hulle is, kom ons sê, hulle is so 75% klaar met hulle praktiese gedeelte. Okay. As ons kyk aan die tweede jaar patisserie studente, hulle is 2 weke weg daarvan om uitgeplaas te word by 'n instansie, by 'n host employer. Nou, So hulle is besig om klaar te maak aan die praktiese gedeelte by die akademie. En het hulle almal plek gekry waar hulle kan gaan werk? Hulle almal het plek gekry. awesome. Ons is fortunate om langstaande verhoudings te hê met fantastiese restaurante, met fantastiese managers en mentors in en om George. En die tuinroete het goeie smaak, so. Ons het goeie smaak, dit moet ek sê, en goeie kwaliteit. Jy sien, ag Sherry, vreeslik dankie vir jou tyd. Dis 'n groot En ons wens plesier. julle net die beste toe en ek hoop ek is een Saterdag dalk hier as my seun kom kuier en kom leer julle ons. Ja, nee, jy moet kom. Ons maak so. Baie dankie dat julle weer by ons ingeloer het. Ons hoop julle het kinders of mense wat lus is om 'n bietjie te kom kook. Kom kuier by François Ferreira se akademie. Lekker dag en tot 'n volgende keer. Totsiens.